zij die lam. Ja, Heere, zij die lam. Daar vindt ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, zij lam. Nou is ik vrij van mijn zonde en schuld. Jezus, mij hier heeft mijn straf vervuld. Daar bij die kruisbrennen omhulde, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij naam. O, Heere, zij die lam, halleluja, Heere, zij die lam. Daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij naam. Die ware Jezus, hij redt ook voor mij. Hij maakt mij van mijn zonde vrij. En met zijn liefde blij hij nabij. Nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Halleluja, Heere, zij die lam. Ja, Heere, zij die lam. Daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. O, halleluja, Heere, zij die lam. Prijs die Heere, ja, Heere, zij die lam. Daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Kom tot die waters zo reed en zoet, maar dan je hier aan die heilandse voet. Oh, dan volmaakt hier zij die ware bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Ja, Heere, zij die lam, halleluja, Heere, Heere, zij die lam, prijs die Heere. Daar vind ik reinigen en zij, nou zing ik, Heere, Heere, zij die lam. Halleluja, Heere, zij die lam. Oh ja, Heere, zij die lam. Ja, daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Prijs die Heere, Heere, zij die lam. Halleluja, Heere, zij die lam. Ja, daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Prijs die Heere, Heere, zij die lam. Halleluja, Heere, zij die lam. Oh, daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij die lam. Halleluja, Heere, zij die lam. Oh ja, Heere, zij die lam. Oh ja, daar vind ik reinigen en zij bloed, nou zing ik, Heere, ja, Heere, zij
Dankie dat ons kan uitroep in die môre, Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel net so ook op die aarde. Ons wil baie, baie, baie dankie sê. Here, dat ons weet dat U volmaakte wil het geskied op die aarde. Toe hy in Hebreërs gesê het, U het vir my liggaam voorberei, ja, ek kom, o God, om U wil te doen. Dankie dat die wil van die Vader gedoen is, deurdat U, Here Jesus, self aarde toe gekom het, om vir ons los te koop uit die wêreld, uit die sonde, ja, van alles wat U nie behaag nie, los en koop uit die ewige verdoemenis, uit die ewige hel, en ons wil U prys in hierdie dag, dat daar krag is in die bloed van die lam, en dat ons kan rein gewas word, in die wonderlike bloed van die lam. Aan die Here al die eer en die lof, vir dit wat hy vir ons gedoen het, deur sy kosbare bloed vir ons te vergiet, sodat ons daardeur gereinig kan word, en dat selfs die sondes van die wêreld weggeneem kan word. Ons eer U, Here, dat U vergewe nie net nie, U reinig nie net nie, Here, U neem alles sondes weg, en ons prys U daarvoor. Halleluja. Ons eer U dan in hierdie dag, dat ons so saam kan wees in die mooi naam, en ons wil weer saam bid in hierdie oomblikke, Here, vir almal wat siek is. U alleen is die groot en wonderbaarlike geneesheer, en U het gesê, ek is die Here jou God wat jou gesond maak, en Here, deur U wonde is daar genesing, maar ons besef, dat deur U wonde het die bloed gevloei, en as gevolg van die bloed is daar genesing, in U wonde, halleluja, en deur U wonde. Daarom bid ons vir die siekes, Here, want ons weet U maak gesond, U breek die bande van krankheid, ja, Here, U verdrywe deur U bloed elke kranke gees, en ons prys U vir volmaakte genesing in Jesus naam, want dit is wat U doen. U gee goddelike genesing, Here, en genees sonder dat daai siekte ooit weer terugkom. Aan U dan die lof en die eer vir elke genesing. So wil ons saam bid dan vir elke gebedsversoek. Alles en almal is by die Here bekend, en Here, U weet wat elkeen nodig het, en U ken die versoek van elkeen, en ons weet, so kan ons na die Here toe kom, en met hierdie wete, dat ons kan vra in Jesus naam, en die Vader sal vir ons doen, dit wat ons die Vader vra in Jesus naam, en U sal vir ons dit doen, wat ons vra in U naam. Here, baie, baie dankie dat daar twee is wat saam getuig, wat saamwerk, en alles deur die Heilige Gees word dit bevestig, en ons prys U daarvoor. Halleluja. Dankie vir elke gebedsversoek dan wat U hoor en antwoord. U gesê het, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp en jy moet my eer. Ons roep U aan vir hierdie mense, Here. Dankie dat U uithelp. Ons sal U eer daarvoor. So bid ons weer eens vir reën, en Here, is baie plek in ons land waar ons waarlik reën nodig het, en net U alleen kan dit gee, maar ons wil nie net vir ons land bid, en ons bid ook vir die buurlande, en ons bid vir almal reg oor die wêreld, waar daar droogte is, wat vra vir reën, dat die Here ook daar sal reën gee. Halleluja. U alleen is 'n wonderwerker, Here. U alleen kan oor die wêreld in een oomblik vir almal reën gee, en daarom roep ons tot die Here vir reën in ons tyd, en Here Jesus, ons wil U eer, dat ons weet dat U die antwoorder van gebed is. Seën dat elkeen met reën, en ons sal U daarvoor loof en prys. Aan U al die lof en al die ere tot in alle ewigheid. Wanneer ons by die woord kom en by die tafel kom, Here, laat ons ore sal oop wees om te hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Elke oor met die bloed besprinkel, sodat die woord van die waarheid alleen sal ingang vind, sodat elkeen wat die waarheid leer ken, waarlik vry kan wees. En ons weet dit alles werk deur U kosbare bloed. Baie, baie dankie, Here, dat U ook die tafel seën. Dankie dat U die een is wat die voorbereiding gedoen het. U die een is wat die offer betaal het, en ons eer U, dat ons van U liggaam kan eet en van U bloed kan drink. Verheerlik U groot naam dan in hierdie dag saam met ons, Here, en ons sal U loof en prys vir al U goedheid. Wat ons kan waarlik sing, soos jou koortjie sê, what more can Jesus do? Here, daar is U het alles gedoen.
en alles gegee. Dit hang van ons af, of ons alles wil hê. Baie, baie dankie, Here, dat U ons nou so saam seën in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here, ons is dankbaar dat ons so saam kan wees in hierdie dag, en ons groet U almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, en ons dank die Here dat ons aan die tafel van die Here kan sit. Ek is Pastor Flippie Gerber, telefoonnommer is 082-874-1705. Halleluja. Wil die Here loof en prys dat ons die tafel van die Here saam kan geniet, want dit is kosbaar. Ek glo dat dit wat die Here gesê het, 2 verse in die 1 vers, in die 4 evangelies is daar 2 verse waar die Here dieselfde gesê, maar die een het hy gepraat van die bloed van die Nuwe Testament, en die ander een het hy gepraat van die Nuwe Testament in my bloed. So, alles in die Nuwe Testament, die hele woord van God in werklik, is alles in die bloed, is deur die bloed. Daar is niks wat sonder die bloed kan werk nie. En daarvoor wil ons die Here loof en prys, en dit is waarom Paulus dit vir ons so mooi geskryf het. Ek dink dis een van die gedeeltes van die woord van die Here wat ons maar altyd kan herhaal wanneer ons by die tafel van die Here sit. Hy sê 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek aan julle oorgelewer, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy kom. Wie op onwaardige wyse hierdie brood eet of van die beker drink, sal skuldig wees aan die liggaam en bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en uit die beker drink. Want wie op onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl hy die liggaam van Christus nie reg onderskei nie. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes, en 'n aantal het ontslap. Want as ons onsself beoordeel het, sal ons nie geoordeel word. Halleluja. En hy sê verder, as ons deur die Here dan geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig. Halleluja. En hierdie is in my baie mooi. Hy sê hierdie is die Nuwe Testament in my bloed. En hy sê dit in een van die evangelies op, en hy sê dit natuurlik ook, dis die bloed van die Nuwe Testament. Nou, wat hierso vir my baie belangrik is dat dit gaan oor 'n verbond. Die ou verbond en ons het die nuwe verbond. En hierdie verbond van die Nuwe Testament is 'n bloedverbond. Die Ou Testament is ook 'n bloedverbond. Maar daar is 'n groot verskil. Die een is aards en dis tydelik. Die ander een is hemels en dis vir ewig. En dit is waar die ding lê. Wanneer ons aan die tafel van die Here sit, dan herdenk ons die dood van die Here. Ons eet van die brood en ons drink van die bloed. Maar wat hier belangrik is dat hierdie bloedverbond, die brood wat ons eet en die beker wat ons drink, veral die bloed, is vir ewig. Halleluja. Is vir ewig. Ons het nie met aardse bloed te doen nou meer. Dis hemels, dis ewig. Halleluja. Ons het wel aardse bloed. Maar wat hier interessant is dat ons wat deur die bloed gekom het. Halleluja. Ons bloed is nie meer eintlik aards nie. Want dis nou verbind met die bloed van Jesus Christus. En in die bloed is ons oorwinning oor alles. Selfs oor die antichrist en die dier ensovoort sal dit so wees. Daarom moet ons die beker reg verstaan. Laat ons nie
oordeel, eet of drink oor onsself nie. Ons moet die bloed van Christus reg verstaan, die liggaam van Christus reg verstaan, sodat ons presies weet wat die bloed vir ons inhou en wat die bloed vir ons werk. Prys die Here. En daarom, kom laat ons dan bly by dit wat die woord gesê. Hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed. En in die evangelie sê ook dan, dis die bloed van die Nuwe Testament. Halleluja. En dis vir my so wonderlik. Die Nuwe Testamentse bloed is ook die bloed van die nuwe verbond. Ons kan dit nie van mekaar skei nie. Halleluja. Die ou verbond is ouds en dit is besig om heeltemal verby te gaan. Halleluja. Ons is nou in die nuwe ene met die bloed van Jesus Christus en daarvoor dank ons die Here. Die werk wat die bloed in die Ou Testament gedoen het, naamlik vergifnis en versoening, wat bewerk is deur die bloed van diere, selfs die bloed van Abel. Halleluja. Daardie bloed word vervang met die bloed van Jesus, wat vergewe, reinig, versoen, halleluja, wat meer doen as wat die bloed in die Ou Testament kon doen. En ek dank die Here dat ons dan aan die tafel kan sit, waarin die bloed van Jesus nie net vir ons as mens gegee is nie, maar wat ook opgeneem is in die hemel. En daarvoor dank ons die Here. En kom, laat ons die bloed van die Here dan so hanteer en so aanskou. En ons weet dat die Here sal ons waarlik saam seën. Vader, ons dankie in Jesus se mooi naam dat U seun gestuur het. Dankie dat U kon sterf vir deur Jesus. Dankie dat ons kan deel hê aan U liggaam en in U bloed. En ons wil U eer. Dat ons in hierdie dag weet. Die woord sê dus baie duidelik, dat die mens kan sondig selfs teen die Vader en die Seun en dit sal hom vergewe word. Maar teen die Heilige Gees, dit sal hom nooit vergewe word. Nie in hierdie tyd nie en ook in die ewigheid. En ons dankie dat vergifnis word nie gekoppel ere aan 'n mens nie. Vergifnis gee U. Ons moet vergewe, U vergewe en ons weet die vergifnis is daar vir almal. Here, maar ons kom by die reiniging deur U bloed. Want die reiniging in die bloed alleen kan die sonde wegneem. En dit is wat die bloed van die Nuwe Testament is. Laat ons dit sal verstaan en tot hierdie kennis van God sal kom, sodat wanneer ons aan die tafel sit, ons waarlik sal eet en drink, sonder dat daar 'n oordeel oor ons kom. Baie, baie dankie dat U die tafel nou seën aan elkeen is. Laat die brood, ja, waarlik voedsel sal wees. En laat die wyn waarlik drank sal wees. Want daarin is die ewige lewe. En ons as mens het dit elke dag so nodig, dat ons die ewige lewe as iets blywends en die woord as iets blywends in ons lewe het. Baie, baie dankie nou, Here, dat U die brood in elke liggaam so seën en ons bid ook dan ook vir die beker, dat U ook waarlik die bloed aan elke ene sal seën en laat die bloed sal werk soos wat dit nodig is in elke lewe en ons sal U daarvoor loof en prys en ons vra dit in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Paulus het geskrywe, die nag waarin die Here Jesus verraai is, nadat hy gedank het, het hy die brood geneem en hy het geëet daarvan. Kom, ons gaan die broodjie breek en ons gaan saam eet. Halleluja, soos die woord van die Here dit sê. Kom, ons dank die Here vir sy liggaam. Halleluja. Here, ons prys. Halleluja, halleluja. Dankie vir U liggaam wat vir ons gebreek is. Dankie, Here, dat dit ons voeding is. Rantsoene, wat ons sterk kan hou, kragtig kan hou, tot verheerliking van U naam.
en die ewige lewe sal kan beerwe. Deurdat ons van u liggaam eet. Seën dit in Jesus naam en ons weet u doen dit. Halleluja. En na die ete het die Here die beker geneem en hy daaroor gedank en ons het klaar daaroor gedank en ons dank die Here vir die Nuwe Testament in sy bloed en die bloed van die Nuwe Testament. Want dit maak alles nuut. Prys die Here. En ons gaan dit saam drink en onthou, terwyl ons dit saam drink, vra die Here dat dit bloed sal werk in jou en in my tot reiniging en vergewing van sondes en die wegneem van sondes. Dit vind alleen deur die bloed van die Here plaas. Kom ons gaan dit nou saam drink en ons bid dat die Here dit seën aan die elkeen. Kom ons drink. O, halleluja. Here, ons eer u vir u kosbare bloed. Daar is, soos ons sing, oorwinning voor deur die bloed van Jesus. En Here, ons weet, dit is verseker, dat daar oorwinning is deur u bloed, reiniging, en dankie vir u liggaam. Prys u dat u dit waarlik seën in elke lewe in Jesus naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja. En ons eer die Here dat ons rondom sy woord kan vergader in hierdie oomblikke en dat die woord van die Here waarlik vir ons elkeen 'n seën gaan wees in hierdie dag. Halleluja. Wanneer ons na die woord van die Here gaan, dan gaan ons saam lees in 1 Johannes. 1 Johannes. En ek wil net bo begin, want ek het, die Here het vir my iets moois gewys, en ek wil net dit vinnig vir die ophou, oor dit, en ek sal dit later weer ophou, maar ek wil dit net vinnig ophou, want dit is waaroor die boodskap vandag gaan. Maar ek wil graag hê dat u moet sien wat hier geskrywe staan, en dan kan ons aangaan in Johannes, want daar is ongelukkig mense wat glo dat die doop kan jou red. Dit is baie interessant wanneer ons na Noag toe gaan. Sê hy so red die doop ons ook. Hy sê soos 8 siele deur water heen gered is. So red die doop ons ook. Nou, wanneer ons praat oor dit, waarvan is Noag hulle gered? Waarvan? Van die oordeel. Van hierdie sonvloed. Die uitwissing van die mensdom. Hulle is daarvan gered. Maar hulle is deur water heen gered. Maar wat hier interessant is, en dit is dat Noag het 'n ark gebou. En hierdie ark is die ark van behoudenis van hulle lewe gewees. Kom ons stel ek dit so. Die mense wat 120 jaar gekyk het hoe Noag hierdie ark gebou het en met hom gespot het en wat alles, en by hulle was daar nie 'n manier dat daar so baie water gewees dat hierdie ark sal dryf nie. En hierdie is die wonder, halleluja, dat dis nie die ark wat Noag hulle gered het, maar wel die water. As dit nie gereën het, sou hulle later vir Noag en sy kinders almal uitgeroei. So was die mense dan. Maar omdat dit die lankmoedigheid van God is, kon hulle nie voor die tyd enigiets doen. Maar as die bepaalde tyd aangekom het van 120 jaar, en die ark en dit nie begin reën nie, sou
Noag hulle gesterf het, ek meen, vir niks. En hulle is deur water heen gered, waarvan, hierdie is vir my die kern van die saak, hulle is deur water heen gered, van die oordeel van God. Dit meen die water was die oordeel van God op hierdie aarde. En deur hierdie water heen is hulle gered. Die ark het hulle nie gered nie. Dit was hulle behoudenis. En soos in die Nuwe Testament, Christus is ons behoudenis. En die doop red ons net van een ding. Ek kan dit nie nou alles verduidelik nie, maar die doop red ons net van die komende oordeel. Die doop kan nie my siel red. Ek hoop u verstaan dit vandag. Die doop kan nie, en dit is waarom ek gesê het, hierdie mense wat hulle doopdienste adverteer en dan spog daarmee hoeveel mense hulle gedoop het, hulle weet nie wat hulle mee besig is nie. Waar die leen is hulle besig om te verkondig. En dit is skade aan siele. Voordat hulle nie in Christus is deur die bloed nie, kan Christus nie hulle behoudenis. Christus is in die Nuwe Testament ons behoudenis. Maar die oordeele van God, wat oor die hele wêreld sal kom, al is dit by die wittroon oordeel, om daarvan vry te spring, om deur water heen gered te word, van die oordeele, moet ek my laat doop. Die doop het niks met my bekering. Jy kan duisende mense doop. As jy nie in die ark van behoudenis is, dit meen in Christus, sal jy deur die water heen vergaan. Halleluja. Onthou dit asseblief, dit is baie belangrik. Dis waarom die Here gesê het, sal wees soos in die dae van Noag. Die oordeele van God gaan oor hierdie wêreld kom, dit het al klaar in die kerk begin. En wat doen die mense nou? Nou doop hulle per die duisende. Het sommer 3 weke kursus oor die doop. Dit baat die mense niks. Hulle moet in Christus kom en hulle kan alleen in Christus wees deur die bloed. Maar wat baie belangrik is, voordat ek voordat ek die skets gaan ophou, en dit is dat, hy sê in 1 Johannes 5 vers 1, elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. En elkeen wat die Vader lief het ook die een lief, naamlik die Seun, wat uit hom gebore is. En ek wil net vandag vir jou sê, as jy nie glo dat die Vader en die Seun 2 aparte wesens is, dan kan die Here God vir jou niks doen. O ja, maar ek bid en die Here antwoord. Dink jy dat die Here sal nie antwoord nie? Ek sê dit altyd vir mense. Hy sê ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en oopmaak. Die klopper bly getrou. Nou is ek 'n sondaar en ek is vuil en ek is lê die katters, maar daar bid ek. En weet jy wat gebeur? Daai gebed hoor die Here. Want die klopper bly getrou. Die Here sal altyd jou gebed hoor. Het maak nie saak of jy 'n sondaar is of 'n kind van die Here is nie. Die Here sal altyd jou gebed hoor, want hy bly getrou. As jy iets in sy naam vra, dan sal hy dit doen. En as 'n vuil sondaar dit glo, dan sal die Here vir hom dit doen. Halleluja. Moenie dink omdat die Here jou antwoord, jy's nou iets spesiaals nie. Jy's niks. Jy moet net dankbaar wees die Here antwoord jou. Net soos wat hy die sondaar antwoord. En hier is 'n baie belangrike ding. En dit is dat, as jy nie in die ark van in Christus is nie, beteken die doop vir jou niks.
Ek wil net gou verder gaan. Hy sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God lief het, wanneer ons God lief het en sy gebooie bewaar. Nou kom jy in 1 Johannes 5 vers 3. En dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Nou kom hy in 1 Johannes 14 vers 23. Jesus antwoord en sê vir hulle, as iemand my lief het, sal hy my woord bewaar, en ek sal hom lief hê, en my Vader sal hom lief hê, en ons sal kom en by hom woning maak. Hier is 'n interessante ding. Ek kan alleen die gebooie of die woord van God bewaar, as ek deur die bloed gekom het. Daar is nie iets anders nie. Want is die Nuwe Testament in my bloed, dit meen al die woorde van God, is in die bloed. Alles wat die Here Jesus sê, is in die bloed. Ja. Halleluja. En nou gaan hy verder en hy sê, hy wat my nie lief het nie, bewaar nie my woorde. En die woorde wat julle hoor is nie myne nie, maar die Vader wat my gestuur het. Ek is die lig van die wêreld, sodat elkeen wat in my glo, nie in die duisternis wandel. En hier is die probleem. Die mense wat glo, hy moet net glo en gedoop word, dan sal hy gered word. Die mense wat dit glo, loop nog steeds in die duisternis. En elke prediker wat dit so verkondig en dit so glo en net mense doop, is nog steeds in die duisternis. Gou verder gaan. Halleluja. As iemand na my woorde nie luister nie, ek oordeel hom nie, want ek het nie gekom die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat hom oordeel. Die woorde wat ek gespreek het, dit sal hom oordeel in die laaste dag. Halleluja. Nou, die Vader het vir sy seun 'n gebod gegee, en dis die ewige lewe. En nou sê in Johannes 7 vers 38, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld. En dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. Waarin moet ons glo? Elkeen wat glo dat Jesus die Christus is uit God gebore. Ek kan nie eers deur die bloed gered word as ek nie glo dat Jesus die seun van God is nie. Ek moet eers tot geloof kom. En hoe kom die geloof? Deur die gehoor. Wanneer iemand spreek, wanneer jy die woord lees, maak nie saak nie, dan sien jy wie Christus is. As jy in hom glo, dan soos die skrif sê, dan sal ek oorgaan na redding deur die bloed, want ek glo hy is my verlosser, ek glo hy kan my red deur sy bloed, ensovoorts, en nou gaan ek oor, en ek bely my sonde, en ek erken dat Jesus vir my gesterf het, en ek neem hom aan, en die bloed van Jesus reinig my van alle sonde. Dis nog ver van die doop af. Glo, doop, gered word deur die bloed, dan doop, dan die dooping van die Heilige Gees. Dis die wedergeboorte in geheel. En hy sê die woorde, halleluja, hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. Want alles wat uit God gebore is, oorwin die wêreld, en dit is die oorwinning wat die wêreld oorwin het, naamlik ons geloof. En sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag, want hy wat tot God gaan moet glo, dat hy is, wat glo, Jesus is die verlosser, hy is die seun van God, hy is vir ons gebore, hy het in die wêreld gekom, hy het gesterwe, hy het gehang aan die kruis, hy het oorwin deur die bloed, hy het uit die dood uit opgestaan. En hy is met sy bloed na die Vader. Want die bloed van Jesus is die enigste bloed wat in die hemel opgeneem is. Niemand anders se bloed. Halleluja. Maar hy moes afdaal om dit op die aarde te kom haal, sodat dit in die hemel kan wees. Halleluja. Wie anders is dit wat die wêreld oorwin, as hy wat glo dat Jesus die seun van God is. As jy glo dat Jesus die seun van God is, dan sal jy saam met hom as jy glo dat Jesus die seun van God is, dan sal jy saam met hom deur dit gaan waardeur hy gegaan het. En waardeur het die Here Jesus gekom? Hy sê dit in 1 Johannes 5 vers 6.
Dit is hy wat deur water en bloed gekom het. Jesus die Christus, nie deur water alleen nie, maar deur water en bloed. En dit is die Gees wat getuig, want die Gees is waarheid. Nou ons weet, dat hy sê dit verder in Johannes ook, hy sê, die Gees van die waarheid sal ons oortuig, sal ons leer en lei in die hele waarheid, want hy is die Gees van die waarheid bly hy. Nou, en hy sal alles verkondig wat die Here Jesus aan ons gesê het, en dan sal hy uit Christus uithaal wat aan hom behoort en dit ook aan ons verkondig. Nou, hier is die belangrike iets, sover dit hierdie skets aangaan. Wil hom net so hou, as u hom kan duidelik sien. Ek wil dit lees. Kyk net, dis Vader, Seun, Heilige Gees, en dan is dit die water, en dan is dit die bloed. Halleluja. Kom maar lees ek 1 Johannes 5 vers 7. Daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord, en die Gees, en hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op aarde, die Gees, die water, en die bloed. En hierdie 3 is eenstemmig. Nou, kom ons gaan, daar is 3 wat getuig in die hemel, waar die 3? Die Vader is bo, die Woord is die Seun, en dan die Heilige Gees. En op aarde is daar 3 wat getuig. Die Gees, die water en die bloed. Dit meen as ek hulle tel, 1, 2, 3, 4, 5. Maar daar is 6 verskillende werkinge. Van die Vader, die Seun, die Heilige Gees, 2. Dan kry ons die water en ons kry die bloed. Nou, wanneer jy kyk na die skets, dan sien jy, dit lyk soos 'n gordyn. Die Bybel sê, dat die voorhangsel het van bo tot onder, het hy in 2 geskeur. So, wat hier gebeur is, wanneer jy kyk na die skets, dan sien jy, hy is in 2 geskeur. Dit meen van die, omdat hy in 2 geskeur het, is dit baie duidelik, dat die Seun kom van die Vader af. Dit meen, hy is uit God gebore. So, van bo af is dit die Vader, dan die Seun, dan die Heilige Gees. Waar het kom na ons kant toe, kom dit van, verwek deur die Heilige Gees, deur water, deur bloed. En dit is interessant, dat die Here Jesus het eers deur die water en die Gees gekom. Waarom? Want sy bloed het nog nie gevloei aan die kruis nie. Maar toe sy bloed aan die kruis vloei, die laaste ding, toe kry ons die bloed heel onder. Waarom? Toe kry ons die bloed heel onder. So wat hier gebeur is dat nou van ons kant af, van die Vader se kant af, kom die bloed na ons toe. Maar nou, om in die Vader te wees, soos wat die Here Jesus sê, ek in die Vader in my, julle in my, dit meen, ons moet in die Vader inkom. En die Here Jesus gaan met sy eie bloed en hy berei die weg vir ons voor, om deur die bloed, deur die water, deur die Gees, deur homself in die Vader te kom. Halleluja. As ek dit kan noem, dis die bloedlyn. Van ons af, onder toe, is dit die Vader wat gewerk het, deur sy Seun. Van onder af, is dit deur die bloed, dan deur die water, die Gees, en dan die Seun, en dan dit meen, ek moet die eers voor jou gesig hou nie. Ja, ek moet eers in Christus kom, voordat ek in die Vader kan kom. En dit kan alleen gebeur deur die bloed. Dit is waarom die bloed die eerste beginsel is, maar wat baie belangrik is, ek moet dit alles glo, dat ek deur die bloed alleen in die Vader kan kom. Dan kan ek gered word. En dit is waarom hierdie skets belangrik is. En ek dank die Here, ek het dit 'n vorige keer gesê, van die gesig wat ek gehad het, van die gordyn wat van bo af tot onder oopgeskeur is, maar die mens het met sy wysheid en sy kennis hierdie gordyn van onder af weer begin toewerk, en om van onder af te begin, om hierdie gordyn toe te werk, luister baie mooi, moes hulle die bloed uitskakel, en die Here weet, dit is waar die kerk van Christus vandag is. Hulle het geen agting, geen ontzag
vir die bloed van Jesus nie. Die bloed is net vir hulle 'n prediking, sodat hulle mense in die kerk kan kry en hulle te doop, sodat daar lidmate in die kerk is. Die bloed is nie meer vir die kerk 'n ernstige ding nie. Dis sommer net iets wat daar is, wat die Here gedoen het, en ons dank hom daarvoor. Maar wie vra na die bloed? Wie kyk na die bloed? Wie beweeg regtig na die bloed toe, sodat hulle deur die bloed tot die Vader kan kom? Halleluja. Ek hoop u verstaan dit, want dit is baie belangrik om dit te weet. Onthou hierdie skets, dis baie belangrik. Halleluja. Ek wil net verder gaan. En dit is dat, wanneer ons na dit gaan kyk, dan sien ons die bloedlyn. Hier is 'n baie interessante ding. Alleen deur die bloed kon die Here Jesus na die Vader gaan, en hy kon agter die voorhangsel wat in twee geskeur is, heen gaan tot in die heiligdom. En hy is die voorloper daarvan. Ons moet agterna kom, want ons moet alles eers glo. Wat preek ons vandag? Christus, die Seun van God, Jesus die gekruisigde, sodat die mense by die bloed kan uitkom. Halleluja. En dan kan ons Jesus volg, elke dag, ons self verloor, ons kruis opneem, Jesus volg, en ons kan deur die bloed, saam met Christus, agter die voorhangsel ingaan. Halleluja, daar is geen ander weg nie, daar is geen ander bloedlyn nie. As ek 'n erfgenaam van God wil wees, en mede-erfgenaam met Christus, dan moet ek in dieselfde bloedlyn kom. Halleluja. En hierdie is vir my so wonderlik. As ek verder gaan, ek weet, ek kan op YouTube hierdie hele boodskap gaan luister. Dit is daar so, ons sal hom opsit, prys die Here, want dit is so belangrik, dat toe die Here dit vir my gee, toe sê ek, my God, hierdie kennis, en ek wil vandag vir iets sê, die duiwel weet dit. Dis waarom hy sidder. Hy sê die Bybel, die duiwels glo ook, maar hulle sidder. Waarom? Want hulle weet, hulle kan niks teen die bloed doen nie. En hierdie ding is vir my interessant. En dit is dan, hy sê dit in Daniel, hy sê vir, en Esegiel sê dit eintlik van Daniel, hy sê, die Here sê vir die duiwel, jy's wyser as Daniel. En ek wil vandag vir julle prediker sê, die duiwel is wyser as ons, sover hierdie dinge aangaan. Hy weet presies. En wat doen hy? Halleluja. Daar's 3 wat getuig. Die Vader, Woord, die Heilige Gees. 3 op die aarde. En nou sê hulle, ek meen die slimme sê, ek wil sê dat die duiwel aanbidders wat binne in ons Pinksterkerke is, karismate is, groot predikers is, reg oor hierdie wêreld, wat duisende mense voor hulle sit. Die duiwel is slimmer as julle. Dis al wat hy moet regkry. Hy moet die bloed uitfaseer. Dis al. Laat almal stil word oor die bloed. Want dan is hierdie hele evangelie kragteloos en niks werk vir enige siel. Ek wil vandag vir jou sê, as jy waarlik ag gee op die bloed, prediker, laat staan al jou mooi preekies, al jou leringe, van wie jy in Christus is, en van wat die Here vir jou doen, en al die dinge, laat staan dit alles, en gaan bid, en vra die Here, hy moet by jou leer aangaande sy bloed. Ek wil nou vandag vir u dit sê. Nou sê hulle, ja, maar hierdie skrif, daar's 3 wat getuig, die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Die Katolieke Kerk het dit in die Bybel ingesit. Ek wil nou vandag vir jou iets sê. As die Katolieke Kerk dit ingesit het, hoor wat ek nou sê. Halleluja, maak nie saak wanneer. Dan
het die duiwel deur sy wysheid, want hy sê dit in Jesegiel, nasies verower deur hulle te laat glo dat daar nie 3 in die Godheid is nie. Deur sy wysheid het hy dit reg gekry, deur die Katholieke Kerk, wat 50% Christelik is en 50% Baal-aanbiddery is. Hy het geweet wanneer vroeër jare, toe daar Heilige Gees uitstorting was, het die mense net die bloed gesoek en het gepreek oor die bloed en het getuig van die bloed en die Here se bloed het baie mense vrygemaak. Halleluja. Nou toe weet die duiwel, daar's nou net een manier. Kom ons verkondig dat hierdie verse deur die Katholieke Kerk ingesit is. Dis waarom ek gesê die duiwel is wyser as ons. Hy het geweet presies waar die verse om te gebruik, sodat ons nie moet glo dat daar 'n Vader, Seun en Heilige Gees is nie. Ek is baie jammer oor William Branham. Hy het die Jesus only begin verkondig. Al was hy die grootste wonderwerkende prediker op hierdie aarde en profeet gewees, dit maak nie saak by die Here nie. Maar dat hy die Vader as persoon en die Heilige Gees as persoon uitgeskakel het, as gevolg van 4 engele wat met hom kom praat het. Ek wil vandag vir u sê, die Bybel sê, God spreek deur sy Seun in die laaste dag. Ek sou daai 4 engele dadelik weggejaag het. Weet jy waarom? Want die Seun alleen spreek. En wat spreek die Seun? Hierdie. En wie het die Vader aan ons verklaar? Jesus. Wie die Heilige Gees aan ons verklaar? Jesus. Hy het dit self kom doen. Hy het self getuig van die Vader. Hy het self getuig van die Heilige Gees. En nou kom hierdie 4 engele, hulle verkondig 'n duiwelse leer aan William Branham as Jesus only. En wat doen hy? Hy verower die Christelike Pinksterkerk. Ek wil vandag vir u sê, die 3 wat getuig in die hemel, Vader, die Woord en die Heilige Gees, jy sal eendag voor hulle staan. Hoor wat hierdie prediker vandag vir jou sê. En die 3 wat getuig op aarde. So hierdie 3 is baie interessant. Wanneer ons kom by die hy sê en ons roep deur een Gees in Efesiërs 2. Deur een Gees roep ons Abba Vader. Waarom? Want die Gees, want Jesus het aarde toe gekom, hy is gedoop met die Heilige Gees, halleluja, en hy het later gesterwe, dit meen, hy het sy bloed gestort. Die Heilige Gees functioneer sover dat die Vader en die Seun aangaan, en die Heilige Gees functioneer sover dat ons as mens aangaan. So hy is die middelpunt van die geestelike kant van al die werkinge van die Vader, die Seun en die Seun. Hy is die geestelike ene. Dis waarom hy sê, as iemand nie weergebore word uit water en gees nie. Hy is daar, want wie het dit verwek wat in Moeder Maria gebeur? Die Heilige Gees. Dis die verbintenis tussen God en die mens, die Gees. Ek praat nie nou van die bloed nie. Daardie verbintenis, as hy nie daar was nie, sou ons niks gehad het, nadat ons deur die bloed gekom het. As ek dit kan reg opsom, dan wil ek dit sê, dat die Heilige Gees self het deur die bloed gekom. Want hy kan nie met die woord werk, wat deur die bloed gekom het, as hy self nie deur die bloed gekom het nie. Waarom is die bloed so belangrik? Het jy ooit al gedink dat die Bybel sê, alles wat heilig is, word met bloed besprinkel? Christus het die hemele deurgegaan, sê die woord van die Here. Met wat? Met sy bloed. En wat het hy met sy bloed gedoen? Hy het die hemele besprinkel. Hoekom? Want die duiwel was daar. Hy en sy gesante, hulle het hulle voetspore daar gelos. En net die bloed kon hulle voetspore uitwis. Skoonmaak van alles wat onrein is. En daarom kan die duiwel nooit weer terug gaan hemel toe nie. Want hy kan nie deur die bloed gaan nie. En ek wil nou vandag vir u sê, daar is een van die grootste duiwelse leerstellings wat op hierdie aarde ooit plaasgevind het. En dit is wat mense sê, nou, die Here kyk na my deur sy bloed.
Waar in die Bybel lees jy dit? Sê net vir my waar. Hy sê, in die Bybel, hy sê, geen mens is onsigbaar voor die oë van die Here nie. Dit meen, wat die skrif vir jou sê is, die oë van die Here deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se harte onverdeeld op hom gerig is. So, die Here kyk nie na sy bloed nie, die Here kyk na jou en jou hart. Hy gebruik die bloed om jou te reinig, sodat die verderwer by jou verby kan gaan. Nou sê, ek hoor iemand wat ek baie respek gehad het, wat baie liedere geskryf het, iemand van Amerika, dat die vrou sing, 'n lied wat sy geskryf het, o die Here kyk na my deur sy bloed, en ek weet nie wat die bloed alles vir haar doen nie. Ek wil vandag vir jou sê, die Here gaan nie deur sy bloed kyk om jou sondes te bedek nie. Nee, daarvoor is die Heilige Gees daar. Dit besef die mense nie, om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid. En as ek en jy sonde doen, sal as ons die Heilige Gees toelaat, sal hy ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En dan alleen kan die bloed my reinig wanneer ek hierdie sondes bely. So, die Here kyk nie na my en jou deur sy bloed nie. Glad. En soos ek sê, die duiwel kom met al hierdie mooi, en weet jy wat die ergste van is? Hy maak daarvan 'n lied. En dis vir almal mooi, en dis waar die mense sit en luister, liedere en koortjies ensovoorts, om hulle self te regverdig. En hulle glo hierdie goed. Vandag vir jou sê, geen sonde, al kyk die Here deur sy bloed na jou, sê die woord vir jou, geen sonde sal in die hemel ingaan nie. Dit meen, as die Here nie jou sonde raak sien nie, en jy bly in die sonde, sal jy nooit in die hemel ingaan nie, want jy moet deur die bloed in die hemel ingaan. En dit is vir my baie duidelik. Die Here Jesus het net na sy sterwe en sy opstanding, het hy met sy eie bloed agter die voorhangsel gegaan in 'n hemelse tabernakel. So waar is die bloed? Die bloed is in die hemel. En hoe sal ek daar kom as die bloed in die hemel is? Die duiwel kan nie daar kom nie. Hoe sal ek daar kom as ek nie deur die bloed daar kom nie? Want net die bloed kwalifiseer my om in die hemel in te gaan. Daar is niks anders. Jy kan glo soos jy wil, jy kan doen wat jy wil, as jy nie deur die bloed gaan nie. En hierdie kern van die evangelie, van ons kant af, pastore, waarom preek julle dit nie elke Sondag nie? Waarom wys julle die mense hulle sonde nie uit nie? Halleluja. En weet jy wat, dis vir my interessant, dat dis asof die offerbloed net mooi niks werd is. Nou, ek wil vir jou verduidelik hoe werk dit. Ek het nou vir jou die skets gewys. Maar wanneer ons teruggaan na die tabernakel in die woestyn, dit was 'n voorbeeld wat die Here vir Moses getoon het, en hy het die voorbeeld net so gebou op hierdie aarde, soos die een wat hy gesien het. So die hemelse tabernakel en die aardse tabernakel is een gebou wat dieselfde is. In alles. Nou, waarom het mense, die ene torrelduwe, as daar iets gebeur het, gesondigheid, torrelduwe, die ander het 'n lam, die ander het 'n bul, die ander het dit gevat. So vir elke sonde was, kom ons sê vir die kernsonde was daar eintlik, vir elkeen van hulle was daar 'n sekere dier wat geslag moes word. Maar ook vir al die ander sondes. Dan word al klein goedjies so torrelduwe goed geslag. Maar want die bloed moet daar wees. Waarom? As die volk Israel nie geglo het dat daar vergifnis is wanneer hierdie dier geslag word, sou hulle nooit gegaan het. En dit is waar ons probleem is. Ons hoor die prediking van die bloed van Jesus, die offer wat hy gebring het, gesterf het aan die golf, en dat ons deur sy bloed gered kan word. Hoekom glo die mense dit nie? Waarom glo hulle vandag? Bekeer jou en laat jy doop en jy sal gered word. Of hy wat glo en hom laat doop sal gered word.
as jy gaan geglo het, waarom het jy nie eers deur die bloed gegaan nie? Want dit is net die bloed wat jou kan red. Halleluja. Maar die kerk glo nie meer, dis die bloed wat die werk doen nie. Hulle glo, dis hulle handelinge, dis hulle goed doen, dis al hulle welsynwerk en al hierdie mooi dinge, sodat hulle show kan opsit en verhef kan word, en weet nie wat alles nie. En dan slaat hulle doop, maar hierdie is 'n goeie mens, en hy ken die Here, en hy kan nou gedoop word, en dan probeer hulle nog bid vir die dooping van die Heilige Gees, sodat hulle gedoop kan word in die Heilige Gees. Gelukkig werk dit nie. Want die Here gaan nie 'n ongeredde, wat nie deur die bloed gekom het, doop met die Heilige Gees nie. Dis waarom die Heilige Gees dooping nie meer vandag er is nie. En jy kan gekyk na al hierdie herlewings wat hulle so wys oor die wêreld. Ek sê nie, dit is verkeerd nie. Maar waar is die werking van die Heilige Gees onder die mense? Nie die ou prediker of die voorsangers wat hier voor staan nie, want hulle is niks. Waarom begin hulle nie openlik hardop sê, vergeet die doop, vergeet die Heilige Gees, vergeet alles. Paulus sê, ek het nie gekom om te doop nie, maar ek het gekom om die evangelie te verkondig. Waarom verkondig julle nie meer die evangelie nie? Daarvoor julle sit 'n klomp wat ongewas is, vuil van die sonde, hulle het nog nooit tot bekering gekom deur die bloed nie. Maar jy preek vir hom die wonderlikheid van die evangelie, en wat die Here vir hom alles kan beteken, en wat die Here vir hom alles doen, en jy sal geseën word, omdat jy dit doen. Halleluja. En ek wil verder gaan. Die volk Israel het dit geglo. Wat het hulle gedoen? Ek weet, die omheining van die tabernakel, daar was 'n poort voor gewees. Of kom ons sê 'n voorhangsel. In hierdie omheining gewees. Dit was 3, kom ons sê, gordyne. En hierdie 3 gordyne was gegraveer met goud, silwer ensovoorts. Daar was seker goed opgeskryf gewees. En as jy met jou tortelduif daar kom, en dan stap jy met jou tortelduif of jou bil of die lam, of wat so, stap jy in na die altaar toe. Die priester is daar om jou met die altaar te bedien. Waarom moet jy eers gaan? In die bloed, deur die offer. Halleluja. Maar wat hier interessant is, dat die priester doen die offer, en nou is daar vergifnis vir jou sonde, want jy het dit bely voor die Here met hierdie dier wat jy gebring. Nou is daar vir jou vergifnis. Nou stap die priester om weer in die heiligdom in te gaan, was hy sy hande, die waskom. Nou hierdie is interessant. Dit is die bloed, dis die waskom wat die doop voorstel. Dan stap hy daarvan af deur na die heilige toe. Nou die heilige van die tabernakel is in ons tyd die Heilige Gees. Want daar is nie 'n tabernakel wat groot genoeg is nie. Nou, so die Here het van ons elkeen eintlik 'n tabernakel gemaak, 'n tempel gemaak. Maar wat hier gebeur is, dan stap hy deur na die heilige toe. Nou, dit stel voor die Heilige Gees. En dan kom die hoëpriester uit die heilige uit, en hy stap deur na die allerheiligste toe. En die Here Jesus kom, en hy maak die weg na die allerheiligste vir ons oop. Want wat kry ons daar binne? Ons kry die ark van die verbond, ons kry die gerubs, ons kry die versoendeksel, ons kry 'n altaar, 'n reukofferaltaar net voor dit. Maar wat alles hier gebeur is, dan nou kom hy met die bloed, een keer 'n jaar, en hy besprinkel alles wat in die heiligdom is. Waarom? Want dis 'n voorbeeld, dis 'n afdruksel, dis 'n afskynsel van die ware. Ons is nou by die ware. Jy moet deur die bloed gaan, dan by die waskom uitkom, dan gedoop word met die Heilige Gees, dan die voorhangsel is nou oop, en nou kan jy deur die bloed
ingaan na die allerheiligste. En hierdie ding is vir my interessant. Wat vind ons in die allerheiligste in die hemel, in die hemelse tabernakel? Ons vind daar die verbondsark. Wat die Engelse Bybel sê dit vir my baie mooier as die Afrikaanse Bybel. Die Afrikaanse Bybel praat van die versoendeksel. Die Engelse Bybel praat van the seat of mercy. Laat ons met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Wat is die troon van genade? Seat of mercy. Wie sit op die seat of mercy? Die Here Jesus. Maar ons kan alleen met vrymoedigheid na die troon van genade gaan as ek deur die bloed kom. Kom as ek nou vandag nie. Jy kan die skrifte aanhaal, jy kan hulle opsê toe kop uit. Ek gee nie om wat jy doen met die skrifte nie. Maar as jy nie deur die bloed kom nie, kan jy nie in die allerheiligste inbeweeg om met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Die sondaar, dis net die kind van God wat deur die bloed gekom het, wat vrymoedigheid het. Die sondaar, hy moet eers deur die bloed kom. Maar nou wil ons dit vir die sondaars ook verkondig. Ja, julle kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan. Dit werk nie by die Here nie. Halleluja. En dit is waarom, wanneer ons gaan kyk na die tabernakel in die woestyn, en ons gaan kyk dat Christus, toe die voorhangsel skeur, toe is hy die voorloper deur sy eie bloed, net tot binne in die heiligdom, waar? Daarby die troon van genade, daarby die ark van die verbond, daarby die versoendeksel, hy daarmee ingegaan, sodat hy versoening kan doen vir ons sondes. Halleluja. En wat wonderlik is, in hierdie heiligdom, in die hemelse tabernakel, waarvan die lam self, die opperherder is, en bedienaar is, van die offer en die bloed, as hoëpriester, volgens die orde van Melchisedek. Voor wie, as jy met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, wie is daar om jou te bedien, as ek dit so kan uitdruk? Jesus Christus, die lam, die hoëpriester, die opperherder, hy is daar. Maar hy kan net daar kom, deur die bloed. Halleluja. En dan natuurlik wat vir my wonderlik is, en dit is dat, hy doen vir ons voorsiening, voorspraak, middelaar, en weet jy wat wonderlik is? Hy sit aan die regterhand van God, as hoëpriester. Nie as 'n koning nie. Hy stel glad nie daarin belang om nou koning te wees nie, want 'n koning kan niemand red nie. Halleluja. Hy is die koning van die konings, maar hy het dit prys gegee. Kom ons gaan net verder. Nou, ek het dit nou al genoem, die voorhangsel wat in twee geskeur is. Hy sê dit in Hebreërs 6 vers 20, waar Jesus as voorloper vir ons ingegaan het. Hy wat volgens die orde van Melchisedek hoëpriester geword het vir ewig. Die bloed van die Here Jesus is die enigste bloed in die ewigheid op aarde en in die hemel wat in die hemel verskyn het. En dit is alreeds daar. Dit is alreeds daar. Ek herhaal nou iets wat is baie belangrik. En daarom sal ons alleen deur die bloed die hemel, die ewige lewe kan ingaan. En dit, hierdie bloed, gee vir ons vrymoedigheid. Dat is vir my interessant. Hy sê in Hebreërs 4 vers 13, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor sy aangesig. Dan sê hy in Hebreërs 4 vers 16, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, om wat te verkry, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Die troon van genade is eintlik the seat of mercy. Halleluja. En ek het al reeds genoem, een gees. Nou, 'n baie interessante ding wat ek gelees het, dit is 'n kort dingetjie gewees, maar ek wil dit net vir u noem. Daar is soveel goed wat ek vandag vir u kan doen, maar ek sal dit nooit kan doen nie. As die bloed van die Here Jesus net
dit gemaak het tot aan die kruis. En selfs die bloed, toe hy geslaan is, 39 houe geslaan is, en die bloed wat op die aarde gedrup het, die doringkroon op sy kop, die bloed wat op die aarde, as die bloed van Jesus net op aarde gebly het, halleluja, dan sal ons almal, en ek sê dit vir die Pinksterkerk, en vir al wat in kerk is, en al wat 'n groot prediker is, en almal wat wonderlike dinge doen, daar is niks verkeerd daarmee nie. Maar so, dat jy deur die bloed eers kom, en begin die bloed preek, dan was ons almal nog verdoem tot 'n ewige hel, as die bloed nog nooit in die hemel uitgekom het. So daar reeds gesê, die Ou Testament was daar vergifnis van sonde. Die Nuwe Testament is daar weer die bloed van Jesus, vergifnis, reiniging, verlossing, saligheid, alles in die bloed. Dis waarom dit noodsaaklik was, dat die bloed in die hemel kom. Halleluja. Baie interessante ding, ek het dit al so bietjie iets gepraat daaroor, maar toe die Here Jesus, en hierdie ding is vir my een van die wonderlikste dinge, ek het baie keer gewonder, Here, maar hoe is dit dan moontlik? Nou verkondig predikers hierdie preek, hierdie ding, hulle sê, ja, die man aan die kruis, aan die regterhand, hy het vir die Here gevra, Here, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom, en die Here sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Nou sê een preek gehoor, hy sê, hy sal eendag hierdie jongman wil vra, of hierdie man wil vra, nou, hoe het jy daar gekom, sonder die bloed, sonder die doop, sonder die Heilige Gees? Nou sê die preker, alles waar aan ons vashou, dit moet gedoen word, hoe het hy daar gekom? Ek wil nou vandag vir iets sê, die Here Jesus het nooit vir hom gesê, jy sal vandag saam met my in die koninkryk wees nie. Want geen mens kan sonder die bloed, as hy nie deur die bloed gekom het, in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Geen mens nie, nie eers. Daardie man aan die regterhand van die Here Jesus aan die kruis, kan in die koninkryk van die hemel ingegaan het sonder die bloed nie. Daarom sê die Here vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Waarom? Want die Here Jesus het afgedaal na die gevangenis. En hier is 'n interessante ding. Die manne en vroue van God in die Ou Testament, profete ensovoorts. Die Bybel sê elke keer en het gesterwe en is by sy vaders. Ek ben is hy opgeneem daar by die geeste van sy vaders. Nou, waar is die vader? Jy moet onthou, die mens kom uit die paradys uit. Die mens sondig, hulle word uit die paradys uitgejaag. Nou, en wat doen die Here? Hy verplaas die paradys. Gaan lees, dit is Lukas 16. Hy verplaas die paradys in die hart van die aarde. Aan die een kant is die paradys, aan die ander kant is die doderyk. Die hel is nog nie daar nie. Ek sê altyd die hel, dat die doderyk is die voorportaal van die hel, en die paradys is die voorportaal van die hemel. Maar hulle albei was in die hart van die aarde gewees, en ons lees dit in Lukas 16. Ek kan nie daaroor uitbrei nie. Maar wat hier vir my wonderlik is, toe die Here Jesus afdaal om vir die geeste, heel eerste wat gebeur het, en dit was in my wonderlik, dat die voorhangsel het geskeur. Halleluja. En Christus daal af, en hy gaan preek vir die geeste in die gevangenis. So, hierdie gevangenis bestaan uit 'n paradys en 'n doderyk. En hier is, ek het dit al gepreek oor, dat God stel sy seun en sy bloed voor. En hier onder in die aarde, paradys en die doderyk, kom Christus, en hy word voorgestel in sy bloed. En daar die jongman aan die kruis, was in die paradys gewees, saam met Abraham, Isak, Jakob, al daardie godsmanne gewees. Maar hulle kon ook nie in die hemel ingaan sonder die bloed nie. Want die bloed is alreeds daar. Hulle kan nie sonder die bloed ingaan nie. So wat gebeur?
Here Jesus stap met sy eie bloed in die doodryk en die paradys in. En hy is die middelaar tussen, hoor wat ek nou sê, die doodryk en die paradys. En daar verkondig die Here Jesus, die lam wat geslag is, wat in sy eie bloed staan, verkondig aan hulle die bloed-evangelie waardeur hulle gered kan word. En Abraham, Isak, Jakob word in die paradys verlos en gered deur die bloed van die lam. Want toe hulle hom sien, toe glo hulle in hom. Toe glo hulle in hierdie lam wat geslag sal word. Toe glo hulle dat hy die seun van God is. En hulle neem hom aan en sy bloed en die Here red hulle in die paradys. En hierdie ding was in my wonderlik toe die Here met my praat. Dat van hulle wat in die doodryk was, het oorbeweeg na die paradys toe, omdat hulle die seun van God geglo het. Pastoor, jy praat nou die grootste klomp nonsens. Ek wil nou vandag vir jou sê, voordat jy dit sê, gaan lees jou Bybel. Die kerkwêreld wat glo in wegrapping ensovoorts, hulle is die bruid ensovoorts, hulle wil nie hê dat hierdie evangelie moet uitgaan nie. Want hulle sê dit onmoontlik, dis onmoontlik. Want weet jy wat, as hulle dit glo, is hulle wegrapping teorie en ons is die bruid daarmee heen. Maar hier is 'n baie interessante ding. En dit is dat van hulle het oorgegaan. En toe almal wat oorgegaan het, deur die bloed kom. Die pastoor, wanneer is hulle gedoop? Die Here Jesus was daar. Hy is gedoop. Hy sê dit in die Bybel. Hy sê en almal wat in Moses gedoop was. En hier is 'n interessante ding. Omdat Jesus gedoop is en hierdie mense het hom geglo, het die Here Jesus hulle aangeneem en hulle is nou in hom gedoop. Wat van die Heilige Gees? Wie sê vir ons die Here het nie die Heilige Gees daar uitgestort nie? Behalwe dat die Here Jesus, want die paradys is verplaas na die derde hemel toe. Gaan lees die woord waar Paulus sê. En die paradys kon alleen na die hemel verplaas word deur die bloed. Want net deur die bloed kan hulle ingaan. En daai hele paradys met Abraham, Isak, Jakob, Dawid ensovoorts, hulle is almal uit die gevangenis uitgehaal, want die doodryk, dit was 'n oorkoepelende ding, paradys en doodryk, en dit was die gevangenis gewees, en die Here vat die paradys uit die gevangenis, en hy plaas hom deur sy bloed in die derde hemel. Gaan lees God se woord. Hulle kan daar gedoop word met die Heilige Gees, ek weet nie. Maar dink jy dat die Here gaan hulle nie beloon met dit nie? O ja, verseker. So die jong man moes eers deur die bloed kom. In Christus gedoop, want Christus het hom laat doop. Met die Heilige Gees vervul. Wanneer, maak nie saak nie. Maar dit is wat gebeur het. Want die Here, God het die onkunde oorgesien, wat in onwetendheid die mense wat gesondig het. En dit was die hele Ou Testament, tot die dag, dat die bloed van Jesus, en toe die Here Jesus uit die graf uit opstaan, nadat hy dit gedoen het, toe kom hy by moeder Maria, Maria Magdalena, terwyl sy by die graf is. En hy sê vir haar iets baie mooi. Hy sê, moenie my aanraak nie, want ek was nog nie by julle Vader en my Vader, ook nie by my God en julle God nie. Want die voorhangsel het geskeur, en hulle wag vir hom, om die voorloper te word deur die voorhangsel. Waarom? Want hy moes met sy eie bloed voor die Vader verskyn. Hy sê, ek gaan nou eers na my Vader. Met wat? Met sy bloed. In die hemel. En nou vind ons die bloed in die hemel. En ek wil vandag vir jou sê, jy beter seker maak, dat jy deur die bloed kom. Dat jy gered is, verlos is, vrygemaak is van sonde ensovoorts, deur die bloed. Want jy sal daar alleen kan ingaan met die bloed van Jesus, wat jou skoon gemaak het. Halleluja. Hierdie ding is vir my so wonderlik. Prys die naam van die Here.
Wat die Ou Testament gedoen het, hy het die sonde vergewe, maar die Nuwe Testament kom en hy was die sonde weg deur die bloed van die lam. Dis die verskil van die Ou en die Nuwe Testamentiese bloed. Die een is hemels, die een is aards. En net die hemelse een kan jou witter was as sneeu. Kom, laat ons hierdie saak uitmaak, sê die Here. Was jou sonde soos kalaker, dit word soos wol. Halleluja. Dit meen, net die bloed van die Nuwe Testament wat in die hemel is, en die Nuwe Testament in sy bloed, net dit kan jou sonde wegwas. En net dit kon die sonde van die wêreld wegneem. Die mense van die Ou Testament, wat gesterf het, wat in God geglo het en regverdig was. Vir hulle was daar net 'n gevangenis voor. Gelukkig was dit die paradys, waar hulle nie smarte ly of niks. Halleluja. Maar wat ek sê altyd, dis een plek waar ek baie graag sou gewees het. Want ek glo dit was een van die grootste bekeringsdienste wat daar ooit in die wêreld was. Maar dit was net onder die aarde. Wie het afgedaal? Wie het opgevaar? Jesus. Hy het afgedaal en het opgevaar, halleluja, met sy eie bloed agter die voorhangsel heen. Prys die Here. En wat interessant is, die bloed van Jesus wat van die kruis afgeloop het, sy liggaam afgeloop het op die aarde, sy bloed wat in die hemel is, het hierdie wêreld losgekoop, of kom ons sê, hy het hierdie wêreld gekoop vir 'n saailand. Dis waarom hy sê, bid die Here van die oes om arbeiders te stuur. Want dit is sy saailand en die oes is ryp. Halleluja. En die oes is besig om absoluut ryp te raak. Prys die Here. Maar die saailand is syne. Dis waarom hy sê in Matteus 13, wat hy praat van die saailand. Hy sê, en 'n vyhandige man het gekom en op die eienaar, sy saailand, die eienaar se saailand gesaai. Die saailand, nadat sy bloed verskyn het voor die Vader, het hierdie wêreld 'n saailand geword, Christus se saailand, nie iemand anders nie. En die vyand kom, en hy kom saai op dieselfde saailand omkring. Halleluja. Prys die Here. En wat vir my wonderlik is, en dit is dat, jy kan nie direk, dis net soos hierdie man wat aan die kruis, hy kon nie direk hemel toe gegaan het, of na die koninkryk gegaan het. Hy moes paradys toe gaan, om deur die bloed in die koninkryk in te kan gaan. Halleluja. Want in die Ou Testament, was die bloed wat gegiet is daar, was net vir daai tyd gewees. Dit was nie dat mense kan hemel toe gaan nie. Hulle kon net die vergifnis van sonde kry en vir so versoening doen voor die Here. Halleluja. En wanneer ek aan al hierdie goed dink, dan besef ek net een ding. Ons as kerk het nagelaat dit wat die enigste redding is, verlossing is, vrymaking is, saligheid. Ons het die saligheid in sy bloed, sê die Bybel. En ek wil nou vandag weer sê, weet jy waarom die mense nie van die bloed wil preek nie? Want hulle is bloed, hulle is bang dat die Heilige Gees oortuig hulle van sonde, geregtigheid en oordeel. Nee. Dis waarom baie kinders van die Here sê, ja, die Heilige Gees het my nog nie oortuig, dis sonde. Jy kan uit die woord uitwys is sonde. Dan sê die Heilige Gees my nog oortuig nie. Nou sê hulle nie, maar hoe kan jy die man oordeel? Die Here weet, as hy hom genoeg kan oordeel, sodat hy kan besef, hy moet deur die bloed kom, dan sal ek hom elke oomblik oordeel. Halleluja. Wat wonderlik is, die Nuwe Testamentiese kinders van God, in die Ou Testament het ons die man en vrou van God gehad, die Nuwe Testament. Weet jy waarom? Wat word in die Nuwe Testamentse verlostes genoem? Bloedgewastes. Halleluja. En dis nie vir ons nodig om eers af te daal nie. Nee, ek praat van ons siele, ons gaan direk op, want ons is bloedgewastes. Halleluja. Dit meen wanneer ek sterwe op hierdie aarde, wanneer ek en u wat bloedgewasse sterwe, dan gaan ons direk hemel. Nou sê ander kerke, nee, maar ons lê en slaap daar in die graf, maar nie lieg. Ek kan nie lê en slaap nie, want my hele liggaam word deur wurms opgeëet. So, hoe moet ek nou slaap as wurms my opeet? Nee.
Die liggaam lê daar want hy is dood, maar die siel gaan na die plek toe wat ek gekies het om te gaan. En as ek hemel toe gaan, dan kies ek dit om hemel toe te gaan, deur die bloed. Maar as ek wil hel toe gaan, dan kies ek dit ook. Halleluja. Dit meen jy gaan na die plek van jou keuse. Prys die Here. En ek is die Here so dankbaar. Dat deur die bloed, wat al reeds in die hemel is, kan ons direk hemel toe gaan as ons sterwe. Dit is daar, en dit is vir my so wonderlik. Hy sê, en ek wil net hierdie lees, die Bybel sê, dat ons is verlos, gered, deur die bloed van Jesus Christus, die Lam van God. En aan hom, wat ons so lief het, en ons gewas het van alle sondes, in sy eie bloed. Waarom laat ons nie toe? En waarom preek ons nie oor die bloed? Waarom verkondig ons nie die bloed? Nou vertel ons net vir mense, die Here het jou lief, die Here het jou lief, die Here, kom net, ons bid vir jou, dan kan die Here dit vir jou doen en dat vir jou. Hou op asseblief. Die feit dat jy die liefde gebruik, is jy besig om net die gevaarlikste iets te werk. Want die liefde van God is geopenbaar toe Jesus aan die kruis sterwe en sy bloed vergiet. Dis God se liefde. Nou verkondig jy net die liefde en nie die bloed nie. Halleluja. En ek wil vir jou weer sê, gaan laat doop jou. Gaan laat doop jou. Gaan, hoe sondaartjie, gaan laat doop jou. Jy wat 'n goeie mens is, gaan laat doop jou. Gaan vir jou niks beteken. Halleluja. Jy sal moet deur die water kom. So wat moet gebeur? Halleluja. Ons moet begin om die bloed te verkondig. Niks meer nie en niks minder nie. Net die bloed. Want dis die behoud van baie mense. Kom, laat ons dit doen. Halleluja. En ek wil dit nou sê vir u. Die doop met water is baie belangrik. Maar dit beteken vir jou niks as jy nie deur die bloed gekom het. As jy nie die Here Jesus volg, wat self deur die bloed, die water en die gees gekom het, sal jy nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En kyk weer 'n slag na dit wat ek vir u opgehou het. Want dis baie belangrik, ekskuus, ek het hom nou net verkeerd op. Nou, maar kyk daarna en gaan besin oor hierdie saak. Jy kan alleen deur die bloed, net deur die bloed, kan jy in die Vader ingaan. Onthou dit. Word gered en gewas in die bloed van die Lam. Vader, ons wil baie dankie sê vir u onfeilbare woord en ons dankie, Here Jesus, dat u het die koopprys betaal. Halleluja. En as ons nie duur gekoop word deur die bloed nie, sal ons nooit in die ewige lewe ingaan. Gee genade, Here, dat mense se oë sal oopgaan, dat hulle sal besef, hy kan alleen in die hemel ingaan, as hy duur gekoop word deur die bloed van die Lam. Dankie daarvoor in Jesus se naam, en ons prys U. Amen en amen.